Geliefdes, ons begin vanmôre met 'n reeks oor die bergpreek. En ek hoop dat dit sal vir jou vir die volgende weke wat ons daarmee gaan besig wees, dat jy sal agterkom dat dit elke week vars is. Ek dink almal van ons het al preke uit die bergpreek gehoor. Waarskynlik is hier van ons wat al tot vervelings toe daarvan gehoor het. Ek hoop en ek vertrou dat die manier waarop die Here ook met my werk en hoe my navorsing hieroor loop, dat dit vir jou ook vanmôre vars sal wees. Ons begin dan met Matteus 5 en ons gaan net die eerste 2 verse eintlik, ons gaan die eerste 3 verse saam lees, dat ons net die begin van die preek self ook doen. Toe Jesus die groot skare mense bymekaar sien, het hy teen die berg uitgeklim. Toe hy gaan sit, kom sy disippels na hom toe. Hy het begin om hulle soos volg te onderrig. Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Ons lees net tot sover vandag. Ek dink elkeen van ons het al iewers in ons lewe 'n dag gekry, hy het begin soos elke gewone dag. Maar daardie dag sal aan die einde van die dag, of aan die einde selfs partykeer van die jaar of 2, 3 later, sal jy besef dat daardie dag was 'n draaipunt in jou lewe. 'n radikale draaipunt. Ek het so 'n dag in my lewe, paar sulke dae. Ek onthou dat 'n 12-jarige seentjie eendag na 'n Pinksterreeks gaan luister het, en daardie dag het die Here met hom gepraat. Was skool toe, sport gedoen, vinnig aandete geëet, saam met pa en ma kerk toe gegaan. En daar op die galery het 'n 12-jarige seentjie gevoel dat die Here hom roep. Dit was 'n aardskuddende dag. En tog 'n doodgewone dag. Die predikant wat daai dag gepreek het, weet tot vandag toe nie wat het daardie dag met sy prediking gebeur nie. Maar 'n jong seun se lewe is verander. En so is daar op baie ander maniere waarop jou lewe al geraak was. Ten goeie en ten slegte. Jy het opgestaan met 'n mooi gedagte in die dag, en skielik het iets gebeur wat jou lewe uit mekaar uitskeur. En jy sal net nooit weer dieselfde wees nie. Pyn en ekstase gebeur op hierdie manier. Die teks vertel vir ons van so 'n dag. 'n Dag wat Jesus uit Kapernaum uitgestap het, en die mense langs die see het agter hom aangestap, want hulle het al agtergekom dat hy 'n besondere gawe het, dat hy mense kan gesond maak, dat hy onbeskryflike wysheid het, en dat almal aan sy lippe gehang het. Net nog 'n dag. En toe skielik, terwyl hy langs die see stap, sien hy 'n sekere manier hoe die grond daar teen die heuwel lê. En hy het teen die heuwel begin opstap, en die mense het agter hom aangestap, en die oomblik toe Jesus gaan sit, was dit vir die mense 'n teken. Want in daardie tyd, as 'n rabbi iets radikaal wou leer, ernstige goed wou bespreek, het hy gaan sit, en sy disippels het rondom hom kom sit. Duisende mense het agter Jesus aangeloop, en toe Jesus die dag gaan sit, sê die teks vir ons, dat sy disippels het na hom toe gekom, en ons hoor ook in vers 1, hoe 'n groot skare saamgegaan het, en dan gaan sit hierdie skare, waarskynlik 'n bietjie hoër op teen die heuwel. Want dit is hoe die wind gewaai het van die see van Galilea af. Het kom oor die water op teen die heuwel, en Jesus het presies geweet dat die kom van hoe die heuwel homself daar gestruktureer het, lyk amper soos 'n amfitheater.
En toe hy gaan sit en praat, het sy woorde teen die heuwel opgedra, en elkeen kon dit helder hoor. Daardie dag was die mense verstom oor sy lering. Dit staan so aan die einde van die bergpreek. Hulle was bekend met die wette en die reëls van die Fariseërs, en hulle het die politieke spel van die Romeine goed verstaan. Hulle het die moets en die moenies baie deeglik geken. Maar hier kom 'n rabbi en praat met hulle met 'n ander gesag. Daar is 'n totaal ander klank wat vir hulle vreemd klink op hulle ore, maar wat hemelse musiek bevat. Na daardie dag se preek, wat in hoofstuk 5 tot 7 saamgevat word, was die wêreld nooit weer dieselfde nie. Daardie gewone oggend toe die son opkom, het 'n draaipunt gekom in die geskiedenis van die mensdom, soos nog nooit tevore nie. Eers baie later sou hulle die impak hiervan verstaan. Want dit is 'n oomblik wat aangegryp kan word, of wat by jou kan verbygaan. Dit is dalk die rede hoekom Jesus baie keer aan die einde van iets wat hy met die mense gedeel het, gesê het, as iemand ore het, laat hom hoor. Want hy het verstaan dat sommige mense kan die boodskap in by die een oor en by die ander oor uit. En wanneer hy hierdie kosbare juwele van die hemelskat af vir ons in ons taal kom gee het, was die hartseer moontlikheid daar dat mense die oomblik sou mis. Ek weet ek het al baie oomblikke gemis in my lewe. Ek weet ek het al baie keer nie geluister toe ek moes luister nie. En ek besef elke keer dat elke erediens ook vanmôre se saamwees kan dalk daardie oomblik vir jou wees. 'n Gewone Sondagoggend, jou gewone roetine waarmee jy opstaan. En vandag kan dalk die dag wees wat jou lewe verander vir altyd. Ons neem die preke op en ons sit dit op die webblad. En iemand mag dalk eers eendag in Australië of in Ierland na 'n preek luister wat ons hier gedoen het. En terwyl hy 'n onbenullige knoppie druk om te sê, ag, kom ons hoor wat sê hierdie ou. Kan dit die ontmoeting wees wat die Here met hom het? Ek hoop dat jy oop is om vanmôre te sê, Here, praat met my. Moenie dat hierdie oomblik by my verbygaan nie. Hierdie preek is die preek wat seker die meeste aangehaal, die meeste gedissekteer word, die meeste bespreek word as enige dokument in die geskiedenis van die literêre wêreld. Dit sou die verloop van die Tweede Wêreldoorlog radikaal beïnvloed nadat Dietrich Bonhoeffer hierdie preek 'n studie daarvan gemaak het om te dink oor die ideologie van Adolf Hitler. Dit het hom in 'n tronk laat beland en sy lewe gekos. Sy nadenke hieroor het ver en wyd na 'n man gegaan in Rusland, Leo Tolstoy, wat op die randjie van selfmoord gestaan het toe hy hierdie preek lees. En dit 'n enorme impak op sy lewe gehad het. Dit sou die protes in Indië radikaal verander omdat Mahatma Gandhi dit bestudeer het. En daarna sou dit Amerika se politieke wêreld skud nadat Martin Luther King dit bestudeer het. Hierdie preek, hierdie 3 hoofstukke, het die vermoë om wêreldmagte te verander. Die Bybel is die boek wat die meeste verkoop word in die wêreld. Op hierdie stadium meer as 6 biljoen kopieë is al verkoop en ons tel dit steeds aan. Dis die boek wat die meeste gelees word, die meeste geïnterpreteer word en bespreek word as enige ander boek in die wêreld.
en gekritiseer word. En hierdie gedeelte van die Bybel, Matteus 5 tot 7, is die gedeelte wat die meeste in die Bybel, wat 6 biljoen kopieë van het, gelees en bespreek word. Augustinus het van hierdie gedeelte geskrywe, dat dit die perfekte meetsnoer is om jou lewe te toets. Dit is ook 'n gedeelte wat die meeste misverstaan is in die geskiedenis. Ons sukkel om dit altyd mooi te verstaan. Want wat beteken dit nou om te sê, as jy oog jou laat struikel, ruk hom uit? Of wat van, wees jy volmaak soos jou hemelse Vader volmaak is? Het iemand dit al reg gekry? Of wat van, soos wat die Vader jou vergewe, moet jy ook jou skuldenaars vergewe? Iemand wat hiermee sukkel? Dit het gemaak dat mense deur die eeue heen gesukkel het om te verstaan hoe moet ons hierdie teks interpreteer. In die middeleeue het hulle dit in 2 dele gedeel en hulle het gesê, daar is 'n gedeelte wat alle mense eenvoudig moet doen. Soek allereers die koninkryk van God. Goeie idee. Almal moet dit doen. Maar dan het hulle gesê, is daar sekere goed wat in hierdie preek staan wat net vir die superchristene bedoel was. Dit is die ouens wat die ekstra goeie werke doen. Soos byvoorbeeld, as iemand jou bokleed vra, gee ook jou onderkleed. Daar is sommige mense wat gedink het, dat dit is so onmoontlik, dat hulle maar kan moed opgee en net vra dat die Here hulle uit genade sal red. Nog ander het dit baie letterlik opgeneem, en hulle het geweldige opofferinge daarmee gemaak. Ander het weer gesê, nee wat, ons moet dit juis nie letterlik opneem nie. Sommige monnike het so ver gegaan en hulle self doelbewus laat kastreer, sodat hulle nog net nie 'n hinkering na 'n vrou kan hê nie. Is dit regtig moontlik dat Jesus gesê het, dat liggaamlike pyn en misvorming jou gaan geestelik laat groei? Het hy ons dan nie mooi gemaak, baie goed gemaak nie? Daarom vriende, moet ons groot oog vars luister na die woorde van Jesus. En ons moet nooit poog om te dink dat ons dit finaal sal kan verklaar nie. Ons kyk maar in 'n dowwe spieël en ons sien maar net 'n raaiselagtige beeld. Ons kan maar net by die voete van Jesus sit en hoop om iets te verstaan wat deur sy gees vir ons oopgebreek word. As ons sê dat dit is 'n gedeelte wat die meeste van alle gedeeltes in die Bybel deursoek, gedissekteer, bespreek en gekritiseer was, is dit net logies dat daar miljoene dokumente en geskrifte oor hierdie gedeelte van die Bybel al opgeteken is. Daar is nie 'n manier wat ek eers deur 1% van hulle sou kon werk nie. Ek het wel gekies om te luister na 2 mense in hierdie reeks wat in my lewe 'n baie diep spoor getrap het. Dallas Willard is 'n Amerikaanse filosoof wat ook in die teologie groot spore getrap het, en hy het kosbare boeke geskryf. Hy is einde laas jaar oorlede. As jy ooit Dallas Willard se boeke in die hande kry, ek kan jou nou al sê, dis van die moeilikste boeke om te lees. Maar as jy een ergens optel, lees hom, worstel daardeur, dis ongelooflik goed. En die tweede persoon wat amper nog 'n groter rol in my lewe gespeel het, is 'n teoloog met die naam John Ortberg. Daar's al honderde boeke van hom, nie ramie 100 nie, seker 10-talle boeke van hom wat ek al deurgewerk het en wat beskikbaar is. En hierdie 2 se nadenke het ek as riglyn gebruik vir die reeks wat ons vandag gaan begin. Die groot ding wat ons sekerlik mee moet begin, is om te sê dat dit moet iets meer wees as 'n interessante praatjie oor 'n paar weke. Dit moet iets meer wees as 'n, kom ons dissekteer hierdie preek en kom ons kyk of ons nog iets mooi kan sê hieroor, want ons sal nie kan nie. Dit gaan oor baie meer as nog 'n bietjie kopkennis en sê, o, dit is hoe ek dit moet verstaan, gedeelte.
In hierdie teks is daar iets opgevang wat my en jou lewe permanent kan verander. Permanent. En dit is my gebed en my angstige gebed, dat ek en jy, eerste ek en daarna jy, die woord van die Here nie by ons sal laat verbygaan nie. In die gedeelte net voor hierdie preek begin het, skrywe die teks vir ons hierdie verhaal dat Jesus verskillende woorde wat hulle gebruik. Hulle sê Jesus het die mense in die sinagoges onderrig. Hy sê dat hy het mense geleer. Dan is daar 'n verdere gedeelte waar hulle sê ander kere het Jesus iets aangekondig en op 'n ander plek sê hulle Jesus het iets bekend gemaak. Dit wat uit die hart van God gebrand het. As jy nou in Jesus se tyd sou wees, sou hulle die woord anders vertaal het as wat ons dit in Afrikaans vertaal, naamlik geleer, onderrig, aangekondig of bekend gemaak. Hulle sou sê, hy was 'n joernalis. Hy het nuus oorgedra. Hy het oral gegaan en hy het nuus vertel. Hy het vir mense die nuus gegee van wat in die koninkryk van God is, wat die reëls daar is, hoe die manier van kyk en dink en doen daar is, en hy het dit hier kom aankondig, kom vertel. Hy het die artikel kom skryf sodat mense kon agterkom waaroor dit gaan. Hy het die goeie nuus vertel en daarom het hulle besluit om die Griekse woord euangelion te gebruik wat beteken evangelie vir ons en evangelie beteken goeie nuus. Dis die woord wat dus in hierdie teks begin het om te sê Jesus kom vertel ons iets, hy kom kondig aan, hy kom breek oop, hy kom gee vir ons die vars moontlikste nuus wat daar moontlik beskikbaar is om te sê ek het veel goeie nuus. Nou is my vraag vir jou vandag, vir ingeval jy dalk nou al 'n bietjie begin afdwaal het. Wat is die goeie nuus? Ons hoor baie keer die Bybel praat met ons oor dat die Bybel, die evangelie is die goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Kyk gou of jy dit in 5 of 6 woorde vir jouself kan saamvat. Wat is die goeie nuus nou eintlik? Die moontlikheid is dat ons vandag naby aan 80 verskillende idees gaan hê oor wat is die goeie nuus. En dit is nie goed nie. Want goeie nuus in Jesus se oë is 'n baie spesifieke ding. Ons moet dit kan noem, ons moet dit kan opnoem in ons slaap. En daarom gaan ek dit probeer verduidelik. Jesus begin in Markus 1 vers 14 en 15, dan sê hy dit so, dat Jesus het die goeie nuus van God bekend gemaak. God se koningsheerskappy gaan nou enige oomblik begin. Kom tot inkeer en glo die goeie nuus. Dit is wat in Markus 1, 14 en 15 staan. So dit gee vir ons 'n baie goeie aanduiding wat Jesus beskou as die goeie nuus, dat God se koninkryksheerskappy gaan nou enige oomblik begin. Daarom, as jy dus in God se koninkryk wil kom leef, hier op aarde, is daar 'n paar dinge wat moet gebeur. Kom tot inkeer en glo die storie, die goeie nuus, wat Jesus vir ons kom vertel. So as hy sê, die goeie nuus is nou baie naby om te gebeur. Wat beteken dit? Jesus se koms is die begin van die goeie nuus. Die feit dat Jesus op aarde gekom het, en ons weet wat het daarna gebeur, hoe dat hy gevange geneem was, en hoe dat hy gemartel was, en hoe dat hy gekruisig was, en hoe dat hy gesterf het, en begrawe is in 'n nuwe graf, en hoe dat hy opgestaan het op die 3de dag. Ons hoor hoe hy daarna aan baie mense verskyn het. Ons het die storie van hoe hy opgevaar het na die hemel toe, en sy belofte dat ek weer sal kom, en dat ek jou met my sal saamneem na die koninkryk van God toe.
Die goeie nuus wat nou naby is gesetel in die koms van Jesus Christus na hierdie aarde. Dit is God se goeie nuus en sê Jesus, dit is nou beskikbaar vir jou. Dit is nou beskikbaar. God se plan van redding vir elke mens op hierdie aarde is nou beskikbaar en bereikbaar. Kom dus tot inkeer. Wat beteken dit? Wat beteken dit om tot inkeer te kom? Ons het verskillende idees oor dit. Want ergens in ons koppe het ons 'n prentjie begine ontwikkel wat sê, wat is die minimum dinge wat ek moet doen om in die koninkryk van God te kan ingaan? Om eendag in die hemel te kan wees. Wat is die minimum dinge? Nou, hoe sou jy daaroor voel as jou spesialis vir jou sê, wat is die minste wat ek nodig het om te slaag sodat ek jou kan opereer? Hoe sou jy daaroor voel as 'n ou met 40% slaagsyfer vir jou sou kom opereer het? Hoe sou jy daaroor voel as iemand wat geen insig het nie, op die ou ende vir jou sê, ek sê jou leier wees? Daarom vriende, as 'n gelowige begin dink oor die onderwerp en sê, wat is die minimum vereistes wat ek moet doen om in die hemel te kom? Ja, ek moet dan so een keer 'n week bid, so 5 keer 'n week bid, ek moet dan so 'n bietjie kerk toe gaan, ek moet daarom nie so baie lelike taal gebruik nie. Wat is die minimum vereistes? Want dit is waarvoor ons gewoonlik inskikkelik is. Baie gelowiges, waarskynlik ek en jy ook, soek dikwels, wat is die minimum wat ek moet glo, of bid, of doen, want God sal mos verstaan. En dan dink ek by myself, wat moet God verstaan? As hy vir ons sy koninkryk kom gee en hy sê, ek gee vir jou goeie nuus, dis nou vir jou beskikbaar, jy kan in die koninkryk van God kom lewe, al wat moet gebeur is, jy moet tot inkeer kom, jy moet jou denke verander, jy moet volgens God se reëls begin leef, en jy moet volgens sy spelreëls speel. En dan sê ons, ja, ek moet hierdie dieet gaan, maar Vrydae-aande kan ek maar chocolates eet. Of ek gaan nou deur hierdie oefenprogram, maar ek gaan nie alles doen wat hulle sê nie. Hoe werk dit vir jou? Het dit al vir jou gewerk? Nog nooit vir my gewerk nie. Daarom vriende, as Jesus vir ons sê, ek het vir jou goeie nuus, en ek gee jou nou die geleentheid, is nou beskikbaar vir jou, jy kan in God se koninkryk kom lewe, met God se idees, met God se reëls, met God se beheer, en dit sal vir jou oorvloed lewe gee, dan beteken dit nie dat ek ergens langs die pad kan sê, oeps, ek is jammer, oeps, my bad. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie, doen wat jy wil, en dan elke aand sê, ag Here, vergewe my vermenigvuldigende sondes nie. Dis nie hoe dit werk in die koninkryk van God nie. Om in die koninkryk van God te wil inkom, moet jy sê, wat is die reëls wat God het? Hoe dink hy? Hoe praat hy? Wat kies hy? Wat is die beginsels daar? En sê, hoe gaan ek daardie beginsels wat in die hemel suksesvol wees, hoe sal ek dit hier, in my omstandighede, met hierdie besluit wat ek nou moet neem, hoe gaan ek daarin? Hoe gaan ek dit daar wys? Want ek is 'n koninkrykskind. Ongelukkig het ons by 'n punt gekom, en ons is baie keer so geleer, op baie verskillende maniere, dat dit is maar oukei om die reëls van Jesus halfhartig na te kom. Asof ons idees en ons koninkrykie ook maar plek kan hê langs sy koninkrykie. Dat ons so met die een voet in God se koninkryk kan wees en kyk of ons hom kan gelukkig hou, maar verder wil ek my ander voet in my eie wêreld hê, ek wil my eie ding doen op my manier, sodat dit vir my lekker lyk. Want dis die twee koninkryke wat beskikbaar is. Dis of God se koninkryk of my koninkryk. En in my koninkryk, as ek nou maar net na 'n gewone huishouding gaan kyk, is daar 'n mamma se wil en haar koninkryk, en daar's 'n pappa se wil en sy koninkryk, en daar is kinders se wil en hulle koninkryk. Wanneer begin ons eie koninkryke? Die oomblik wat ons sê myne,
Want dit is my speelgoed, my koninkrykie. Moenie aan my goed vat nie. En ons werk daarmee ons lewe lank. Daar is sielkundiges wat sê dat ons beskerm ons koninkryk met sonder woorde, met die manier hoe ons ons gesig trek en hoe ons hande hanteer. Ons het 'n manier om ons gesigte op 'n manier te trek waar ons vir mense sê, hey, oppas nou, uit by pad uit. Want my koninkrykie word nou bedreig. En kan jy jou dink dat as daar by die werk honderde mense werk en elkeen is besig met hulle eie koninkrykie? En op hierdie wêreld, al die biljoene mense wat daar is, en elkeen is besig met hulle eie koninkrykies, en lande is besig met hulle eie koninkrykies, geen wonder nie dat daar so 'n groot gemors is. Want elkeen wil sy eie koninkrykie beskerm. Hierdie ruimte rondom my is myne, en as jy voor my indruk in die verkeer, dan is daar padwoede, want ek is in beheer van my koninkrykie. Ek moet dit eenvoudig verdedig. En hoe verdedig ons koninkrykies? Op baie maniere, en hoekom wil ek dit noem? Sodat ek en jy kan bewus raak van die maniere dat wanneer ons daai tegnieke gebruik, ons bewus is, gaan dit nou vir my oor God se koninkryk, of gaan dit nou vir my oor my koninkryk? Die maniere hoe ons stem verhef om ons punt oor te dra. Die manier hoe ons iemand anders kan verkleineer sodat ek beter kan lyk en meer mag het sodat ek meer gesag het oor hom. Hoe ek baie keer selfs gewelddadig en aggressief kan optree. Hoe dat ek iemand anders in 'n slegte lig kan stel en met 'n kinderstorie kan weghardloop. Het jy gehoor? Die oomblik wat iemand vir jou sê, het jy gehoor wat hy daai een gedoen met jy weer, dis eie koninkrykie taal hierdie. Dis nie God se koninkrykstaal nie. So die eintlike vraag wat ek en jy vanmôre met die begin van hierdie reeks moet vra is, in wie se koninkryk leef jy nou? Hoe lyk jou koninkryk? Jesus sê, jy kan in die koninkryk van God kom leef. Dit is beskikbaar. Jy kan in God se koninkryk kom leef. En Jesus beskou dit as die grootste geleentheid van alle eeue, wat nou vir jou beskikbaar is en vir jou uitgedeel is. Enige persoon op hierdie hele aarde, ek gee vir jou die geleentheid, jy kan in God se koninkryk kom leef. Wil jy? Of wil jy in jou eie koninkryk bly leef? Soos Dr. Phil sal sê, hoe werk dit vir jou? Weet net dat as jy sê, ek wil graag in God se koninkryk leef, want daar is vrede en kalmte en liefde en harmonie en 'n toekoms, dan beteken dit dat jy ook sal moet dink volgens sy reëls, leef binne sy grense en praat volgens sy taal. Daarom, kom tot inkeer, gee jou koninkryk prys en maak besluite en oefen jou denke en oefen jou lewe om te vra, hoe lyk dit in God se koninkryk? Later in die preek wat Jesus gehad het, vertel Jesus die mense hoe om te bid. Dan sê hy, laat u koninkryk kom. Laat dit wat daar bo 'n realiteit is, nou ook 'n realiteit wees hier, waar my voetspore trap. Dikwels wil Christene bid, dat die Here ons eerder hier moet kom haal. Here, ek kan nie meer nie, vat my net weg. Maar Jesus se opinie is die teenoorgestelde. In hierdie wêreld sal mense julle haat. In hierdie wêreld sal julle swaar kry. In die manier hoe ons dit hanteer, gaan ons vertel of ons in God se koninkryk is, en of ons partykeer vrywillig uit God se koninkryk wil uitklim, en dan liewer self wil beheer hê. As ek vir die Here wil sê, Here, nie op u manier nie, nie op u tydsberekening nie, ek sal nou liewer self beheer oorneem. En ek sal dinge nou wil manipuleer sodat dit my pas.
Dit werk gewoonlik nooit goed uit nie. Daarom, selfs al gaan dit hoe swaar, sê Jesus, ek wil hê jy moet my getuie wees, sodat mense kan sien, hoe lewe koninkrykskinders, hoe kies hulle in hierdie omstandighede, hoe praat hulle in hierdie omstandighede, dat die manier hoe jy dit hanteer, dat jy 'n getuie sal wees, van hoe dinge in God se koninkryk daarna uitsien. En hiervan het ek bewus geword, en hiermee gaan ek afsluit. Miskien gaan jy met my saamstem. As ek terugkyk oor 'n jaar, 2, 5, 10, is daar die potensiaal. Sien ek dit raak, dat ek meer dikwels in my eie koninkrykie is, as oorgegee in die hande van God. Met sy reëls, met sy manier van dink, met sy oplossings. En dit maak my skaam. Dit maak my intens hartseer. En dit maak my gretig om na die res van Jesus se woorde te luister. Hoe lyk dit dan in Jesus se koninkryk? Hoe lyk dit in God se koninkryk? Wat het hy te sê oor hoe dinge in God se koninkryk gaan wees? Oor kwaad en vrede maak, oor volgelinge en God se wet, oor huwelik en egskeiding, en ontrou en wraak neem, en al hierdie dinge. Hoe lyk dit dan regtig in God se koninkryk? En hoe gaan ek daarop reageer? Kom ons bid saam. Hemelvader, ek kom bely dat my koninkryk baie keer op die mees Christelikste manier afgedwing word, uitgeleef word. Ek en waarskynlik baie van ons het al die kuns vervolmaak om met geestelike taal ons eie wil te laat gebeur. En ek, en waarskynlik heelwat van hulle wat hier is, het vanmôre nodig om te kom sê, dit is nie meer goed genoeg net om te sê, ek is jammer nie. Want ek is jammer. Maar dit moet, Here, in my lewe verby jammer kom. Dit moet verder gaan. Dit moet kom by die punt van laat u wil geskied en laat u koninkryk in my lewe heers. En dit is nie altyd gemaklik om volgens u reëls te leef en te dink en te werk nie. En tog beskou u dit as die beste nuus wat beskikbaar is. Dat dit vir my in 2026 beskikbaar is in my lewensomstandighede om binne in u koninkryk te kan kom leef en wat dit van my vra is om tot inkeer te kom. En nou sit ons elkeen in hierdie gemeente vandag met ons eie keuse hieroor. En waarskynlik gaan dit nie iets wees wat ons vanmôre sommer net hier kan sê nie. Dis waarskynlik iets wat ons ernstig sal moet gaan oordink en wat dalk oor weke van hierdie preke vir ons meer sin sal hê en ons meer gereed maak om te sê, ek wil tot inkeer kom, want u planne is beter as my planne. Ek verstaan my eie koninkryk en my eie wil baie beter as wat ek u koninkryk en u goeie nuus verstaan. Leer my deur u gees en deur u woord en deur hierdie boodskappe wat ons gaan hê in die volgende weke, wat dit beteken om in God se koninkryk te kom leef. Breek dit vir ons oop en gee dat ons die beginsel van goeie nuus ter harte sal neem en sal kies om te leef binne u koninkryksreëls.
Amen.